in daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het daar teen die Hebreeus sprekendes klagtes gekom van die Grieks sprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dis nie reg dat ons die verkondiging van die woord verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly glo. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochia afkomstig was, en van tevore uit die heidendom tot die jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring, die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geneem, of gelowig geword. Handelinge, weet ons, is natuurlik die boek wat gaan oor hoe die kerk ontstaan het en hoe die evangelie aan die begin versprei het, tot dat dit uiteindelik dan nou hier by ons, saam met oom Jan van Riebeek, dis ook sy skuld dat ons Christene is hier aangekom. Dis 'n interessante manier as 'n mens 'n bietjie kyk hoe die kerk gefunksioneer het in daardie tyd, is daar 'n hele klomp dinge wat ou kan agterkom daaruit. En een van die dinge wat regtig opval van hoe die kerk in daardie tyd gefunksioneer het, is dat hulle regtig mense raak gesien het. En nou moet ou so 'n klein stukkie verduideliking gee. Jerusalem was in daardie tyd vol ouer mense. Miskien 'n bietjie soos 'n moderne Jeffreys Bay, met al die afgetredenes wat toe gaan. Baie Jode wat in die verstrooiing gebly het. Ons weet ons nou, hulle noem dit die diaspora, die Jode wat so die wêreld vol gaan bly het, soos ons mense ook dese dae. Hulle het gebly in plekke soos Alexandrië, en hulle het in Rome gebly, en hulle het in Cyprus gebly. En as hulle oud geword het, het hulle dan opgepak en teruggetrek Jerusalem toe. Lyk my soos ons ouens nou dink, ons moet Weskaap toe gaan noodwendig. Hier's party van ons wat soontoe trek as hulle aftree. Want hulle het dit gedoen omdat hulle geglo het, dis waar God sy nuwe wêreld gaan begin na die eindoordeel. En hulle het dan gesê, as ek nou oud geword het, en ek wil aftree, dan moet ek soontoe trek, want dan is ek sommer daar. Maar hulle was Grieks sprekend. Hulle het nou lankal soos wat die van julle wat kleinkinders het, wat nou in Australië of Nieu-Seeland bly, hulle gaan Engelsmandjies word, hulle gaan nie Afrikaans kan praat oor geslag of wat nie. En dis presies wat hier gebeur. Hierdie mense het nou in 'n Grieks sprekende wêreld gebly, hulle kon nie meer Hebreeus praat nie, wat eintlik hulle taal is nie, hulle het Grieks gespreek, want die omgewing waarin hulle lank gewoon het, was nie in Palestina nie, maar in die vreemde. En hierdie bejaardes, wat nou teruggetrek het, hulle het nie 'n ondersteuningsnetwerk in Jerusalem gehad nie. Hulle het nie familie in die stad gehad nie, want hulle leeftyd in Rome of waar ook al gebly. Nou is hulle terug, en nou weet ons ook aan daardie tyd, die paar kinders wat hier sit, wat nou nie by die kinderkerk is, die mense het nie ouer tehuise gehad. Is jy van die kinders wie sy oumas of oupas in 'n ouer tehuis sit? Sê ek bietjie hand op wat ek sien. Daar is nou kinders wat sy ouma nog vrek hard werk, sy is nie na by 'n ouer tehuis nie. Johanna Potgieter, Johanna, sy is nie hier nie, lyk dit my. Hulle ouma werk nog hard, maar daar was nie ouer tehuise nie. Dis pa en ma is deur die kinders versorg. Dit is hoe dit gewerk het. Jy het by jou kinders gaan bly, en hulle het vir jou versorg. En hierdie arme mense het dit nie gehad nie. Hulle was op hulle eie. En daarom het hierdie Grieksprekende weduwees dit baie moeilik gehad, en nou kinders het dit ook nie pensioen gehad nie. As ek nou eendag ophou werk, elke maand betaal ek 'n klomp geld in 'n rekening in, en daardie geld sit hulle op belegging, en as ek nou aftree eendag, dan werk ek nie meer nie, maar daai geld het vir my gewerk, en as ek op pensioen, en nou kry ek dit terug, en daarmee kan ek dalk 'n brood of 2 koop. Maar dit het nie daar gebeur nie.
Daai mense het dit nie gehaat nie, so dit het regtig bietjie moeilik met hulle gegaan, en dis waaroor dit nou hier gaan. Nou wat van hierdie weduwees? Wat is die kerk se verantwoordelikheid teenoor hulle? En nou lees ons die apostels het met 'n plan gekom, die gemeente het bymekaar gekom, hulle het 7 diakens gekies, wie se verantwoordelikheid dit was om nou na hierdie ou mense 'n bietjie om te sien. En dis natuurlik waarskynlik hoekom hierdie manne almal Griekse name gehad het. Ek het dit gelees, almal van daai name is Griekse name, want waarskynlik was hulle nou ook ouens wat daarom nou dalk uit die verstrooiing gekom het. In elk geval, hulle was Grieks, wat die wêreldtaal was in daardie tyd magtig. En dis nog 'n patroon by die kerk in Handelinge. Hulle het mense raak gesien. Telkens as mense die kerk nodig gehad het die kerk gereageer. En dit is ook die rede hoekom gemeentelede begin het om hulle goed te verkoop. Ons lees dit ook, hulle het hulle goed verkoop en die geld vir die gemeente gebring, omdat hulle gesien het dat daar mense is wat nood is en hulle wil op die manier help. En nou met die vader van kommunisme, ou broer Karl Marx, hy is nou minder van 'n rooi gevaar as in die tyd toe ons almal groot geword het, toe ons van die rooi gevaar gehoor in kommunisme, en die kerk het 'n anti-kommunistiese aksiekommissie gehad met oom Dan de Beer wat die voorsitter was, en later het dit Serkos geword. Maar die bedreiging het 'n bietjie verdwyn, maar die broer Marx, wat 'n Jood was, het nou hierdie ding gelees en sê, sien, dis nou hoe dit moet gebeur. Ons moet almal alles verkoop, en behalwe nou dat hierdie mense nou uit die kerk uit geleef het, het hy gesê, dis nou 'n goeie plan, kom ons verkoop alles en die staat behoort, besit nou maar alles. En as jy aardappels nodig het, dan nou goed, is nou nie nodig om daarop in te gaan nie. Maar dis nie waaroor dit gegaan het nie, dis nie 'n blou druk vir 'n kommunistiese ideologie nie, dit is mense wat gesien het, jong, hier's ouens wat geweldig arm is, hierdie weduwees van die Grieke, hulle het niks, hulle het geen kind of kraai, niks nie, kom ons verkoop alles, en waarskynlik sit ons dit in die gemeente se rekening, en dan kan ons nou vir mekaar op hierdie manier sorg. Dan sien ons later in Handelinge 8, toe Filippus begin om deurbrake te maak in Samaria, toe het die gemeente in Jerusalem ook dadelik gereageer. Daar staan in 8 vers 14 van Handelinge, toe die apostels in Jerusalem hoor, dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes soontoe gestuur. Want nou moet hierdie mense onderrig word, en hulle moet die regte leer kry, en hulle moet ondersteuning word. En nog later in 11 vers 22 lees ons van die ontstaan van die gemeente in Antiochië. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiochië gestuur, dat hulle 'n dominee daar het. 'n Britse teoloog met die naam van Eddie Gibbs sê hieroor 'n interessante ding. Hy sê dat die kerk soos 'n branderplankruier moet wees. Met ander woorde, die kerk kan nie besluit waar en hoe ons nou gaan werk, en die oog hou op die bewegings van die Heilige Gees, en dit haarfyn sien en vooruit beplan, en sê, okay, ons het nou 'n strategiese plan, die gemeente gaan oor 3 jaar so lyk, of hy gaan oor 5 jaar so lyk, of hy gaan oor 7 jaar so lyk. Hy sê, ons kan dit nie doen nie. Hy sê, ons moet oop wees en sensitief wees vir die geleenthede wat God oor ons pad stuur, en daai geleenthede aangryp. Soos daai branderplankruier ouetjies daar by Nahoon Point, daar in die see ronddobber, en hy sien, hier kom 'n groot golf, en hy staan op, en hy's opportunisties, en hy vat daai golf, en hy ry daai golf uit na die strand toe. So sê hy met ons na die kerk wyk. Kyk, so moet die kerk die oë op die wêreld hê. Ons moet bidend na die wêreld om ons kyk. En die geleenthede wat God na ons kant toe stuur, aangryp, sodat ons kan weet hoe die kerk in 2017 lyk. Soos onder andere 'n geleentheid wat Cornel hulle gesien het by die karskou. Kom ons kry op daardie manier, ons hoef daarom nou nog nie almal al ons goed te verkoop nie, soos in Handelinge nie, maar ons kan so 'n geleentheid aangryp. Toe daar 'n geleentheid gekom het jare gelede, dat ons die manne op die skepe kan evangeliseer, toe het ons by Biblia betrokke geraak. Die ouer mense sal onthou Lenet Fietset wat ons hawesendeling daar was. Soos daar geleenthede kom, en nou kan ook, Eddie Gibbs sê nou, ons kan nie gaan sit en beplan en sê, okay, oor 3 jaar gaan ons 'n geleentheid hê om by hawesending betrokke te raak, en nou moet die kerk daarbey betrokke raak nie. Hier kom 'n brander van die Heilige Gees aan, en ons sien, okay, hier is 'n geleentheid om sendingwerk te doen. Of soos met die Jot onderwysers, hier is nou 'n geleentheid om 'n bietjie geld by te dra, en ons betaal vir 'n onderwyser wat, saam met 'n paar ander gemeentes wat
by Grens Hoërskool Bybel gee. Want die skole kan dit nie meer doen uit hulle eie begroting uit nie. En so het dit gekom. Want die probleem is nie ons kinders wat hier sit, al hierdie kinders van ons wat hier in hierdie gemeente sit nie. Wie se gesig is ek elke liewe Sondag hier sien, en wat my so bly maak, my hart so bly maak, om dit te sien. Daar's baie van hulle wat by die skole sit, wat nie in die kerk kom nie, wat nie 'n Bybel het nie. En so kom 'n geleentheid verby, en ons gryp dit aan. En so kom 'n geleentheid verby om Bybels te versprei, en ons gryp dit aan. En nog iets wat my tref van die gemeente in Jerusalem, vriende, is daar's nie belangrike en onbelangrike mense in die kerk nie. Not supposed to be. Die ou oom wat ek voor groot geword het in die voortrekkerbeweging het altyd gesê, die kerk is 'n gelykmaker. Dit maak nou nie saak, en as ek nou 'n praktiese voorbeeld kan gebruik, broer Naas wat 'n landros is, en Jan Rikkie wat 'n ou groenkop prokureurtjie is. Ons is almal kinders van die Here. En ons kan almal saam in 'n kerkraad sit. En as ons by die kermis werk, of ons werk by Cornwall, ons bak koeksitters of wat ook al, maak dit nie saak wie jy is, of hoe jy lyk, of wat jy ry nie, ons kan staan in koeksitters bak. Almal is belangrik. Want hier gaan dit nou oor weduwees. En nou wil ek in die taal van daai tyd sê, hoekom so 'n bohaai maak oor 'n klomp ou vrouens wie se lewe min of meer verby is? As ons die kultuur van destyds verstaan, en die plek en die status van vroue, is dit nogal 'n merkwaardige ding wat gebeur het, want ons het laasweek ook gesien, vrouens het nie getel nie. En ons het die stel van hier gelees, ons lees hulle roep die hele gemeente by mekaar, en dan sê hulle, broeders, wat gaan ons doen? So die susters kan nie eers sê, wat kan ons doen om ons eie ding te doen, die broeders, wat kan ons doen? Hulle was net nie belangrik nie. Mense het hulle nie aan vrouens gestuur nie. Mense het hulle nie ernstig opgeneem nie. Hulle was arm weduwees. Hulle kon nie 'n bydrae lewer tot die gemeente nie. So, hoekom so bohaai oor hulle maak? Kan nou nie maar net doodgaan en klaar kry. Maar dis nie hoe dit in die kerk gegaan het nie. Die hele kerk word bymekaar geroep, sodat hulle kan besluit, hoe gaan ons hierdie probleem hanteer? Soos wat oom Fanie jare gelede gesê het, wat van die ou mense wat jare lank in hierdie kerk gesit het, en nou te oud en siek geraak het om hier te kom vir nagmaal. En hy dit bedryf dat ons by hulle nagmaal bedien, wat ook nie nou oorgeneem het saam met my, dat ons gaan en ons bedien vir hulle nagmaal, as hulle nie meer hierheen kan kom. Dis hoe dit daar gewerk het, en dis hoe dit moet werk, want elkeen in die gemeente is belangrik. Nog mense in daai tyd, wat glad nie getel het nie, en ou kan dit amper nie vir jou voorstel nie, was natuurlik die kinders. 'n Kind is nie net gesien en gehoor nie, hy moes sommer nie eers gesien gewees het, of gesien en nie gehoor nie, hulle was regtig geweldig onbelangrik. Hulle was eintlik, soos die vrouens besittings gewees. Veral as dit nou 'n arme ou dogtertjie was, want sy gaan nou nie eers 'n seentjie word, wat eendag nou die moeite werd is nie. En ek het laas Sondag gesê, hoe die Here Jesus daar die hele idee op die kop kom draai, en gesê, of jy nou man of vrou is, voor Christus is ons almal gelyk. Ons sien dit ook hier. Daai mooi storie in Markus 10, waar die disippels sê, hou hierdie klein kindertjies weg van die Here af. Want hulle is nie belangrik nie. Hoekom wil hulle die Here se tyd mors? In Markus 10. Paulus was baie uitgesproke, daai stuk in Galasiërs 3 vers 26, julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus is julle almal een. Met ander woorde, dit maak nie saak dat hierdie mense Griekse sprekend is nie, dit maak nie saak dat hulle vrouens is, ou vrouens is, en nie status in ons gemeente het nie. Dis belangrik dat ons na hulle kyk. 1 Korintiërs 12, as een lid ly, ly al die lede saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. 'n Baie belangrike ding om te sien is dat die kerk 'n plek is waar daar vir verskillende mense werk is. Die apostels het nie alles self probeer doen nie. Hulle was baie sensitief daaroor dat daar baie belangrik goed agter wie sou bly as hulle hande vol het met 'n klomp organisasie. Hulle taak was om hulle toe te lê,
op die gebede en die verkondiging van die woord. Dis waarvoor hulle geroep is, dis waarvoor hulle opgelei is. Ander mense kon die versorging van die weduwees net so goed of dalk beter as hulle behartig. En dit sê, jy mag nooit 'n predikantskerk wees, waar alles om die predikant te draai en die predikant alles doen nie. Want dis nie hoe hierdie gemeente gewerk het nie. Dis nie hoe Handeling gewerk het nie. En dit is, dank die Vader, ook nie, hoe dit hier by ons werk nie. En op hierdie punt, broers en susters, wil ek nou kom by 'n punt wat hier op die afkondigings gesit is. Wat, waar is hy, dat ek nou net kyk? Dit gaan oor 5. Groot dankie aan elkeen wat woeker om fondse in te samel. Elkeen van hierdie pogings voorsien die gemeente van broodnodige inkomste. En broers en susters, daar is baie sulke pogings agter die skerms aan die gang. As ek maar sien, en ek wil nou nie iemand uitlaat nie, dis ook nie die bedoeling nie, maar ek wil voorbeelde gee. As ek sien, dan stop Cornou se bakkie en Katrien se kar en Ronel wat ek dink uitstedig is en Tini hulle en die oumas en die mense kom hier so in hulle bak koeksusters dat ek wil nou sê die rook draai, maar ek sit in kwyl in my huis as ek daai reuk kry. Wat 'n geweldige las is en geweldig baie geld inbring en op ander plekke en by die boere musiekgilde en allerlei ander woekerpogings. Cathy wat van haar huis af, Gerald, ek het jou gesien, waar, laat ek vir jou kyk, daar is 'n Gerald. Hier is maar aanhoudend goedjies wat van Cathy afkom, en hier word koeksusters verkoop, en hier word gemmerbier verkoop, en hier word koekies verkoop, en hier word konfyt verkoop, en al daai goed moet gemaak word. En ons kan nie oorleef daarsonder nie, en die kerkraad het net gevoel, ek moet dit ook doen, en ek wil dit graag doen aan die hand van die voorbeeld wat in Handelinge plaasvind. Op hoeveel maniere is daar mense wat aan die werk is? As hier elektriese probleme is, kan dan my ou sê, ag Johan, in hemelsnaam. Ek dink hy wil al mal word as ek op 'n Saterdag bel en sê, Johan, my hek werk nie. En dan kom hy maar dood rustig aan en hy doen dit. En ons het vir hom gesê, Johan, daai keypads werk nie meer nie, en Johan het maar gekom en kom werk. En Gerard en Kalinel, wat maar aanhoudend hier is, blykbaar ek het in groot opgewondenheid uit Pretoria gebel en gesê, Gerard, lek die kerk. Irene, wil jy nie net gaan kyk of die kerk lek nie? En toe kom sy terug, sy sê, sy het dit klaar gedoen en hy lek nie. En dis Gerard hulle wat gesê het, jong, as die dakmense dit dan nie kan regkom nie, gaat hulle 2 jong kleerlingseuns kry en hulle is hier met pap en lap hier duiselingwekkend hoog op en hulle het gepap en lap en reggemaak en dit lyk my uiteindelik lek dit nie. En waar ook al kom, is hulle maar besig om te verf en te laat verf en te kere te gaan. As 'n ou hier agter uitstap, daai ding het weer so end gegroei. Nico, Janus, Fred, baie, dan Fred is nou buite. Baie dankie vir harde werk en vir baie sweet en vir baie geld wat daar ingaan uit mense se sakke uit om vir ons daai pragtige gerief wat ons ook kan uithuur en bietjie fondse genereer te doen. En so kan ek nou aangaan en aangaan en aangaan. En nou wys dit wat ek nou probeer onderstreep het. Hier staan 'n ou wat omtrent adjunk hawebestuurder was en die baas van die spoorweë en hulle veg ver witstrepe hier op die teer. En so kan 'n mens aangaan en aangaan en aangaan. En broers en susters, ek wil regtig nie net namens die kerkraad nie, maar namens myself, vir elkeen wat so besig is, sê baie dankie. En Nico Fanny is 'n bietjie ontstel dat jy hom nie gekry het om te kom help nie. Toe sê ek, nee, jy kan alles nog doen tot by die skoorstene. Maar van vir jou ook, en vir almal wat hier betrokke is. En vir 'n jong ou, soos 'n Loukie wat 'n ouma net sê, jong Loukie se groot probleem is, hy is nou in die boubedryf in. Of nie in die bedryf nie, maar hulle wat die steen en die goed voorsien. En as ek maar sien, dan word die lintels nie goed hier afgelaai, dan het hy dit gereël. En daarvoor wil ek regtig dankie sê. En die omgee groep leiers, en die ouderlinge en die diakens, en die sonnaarskoolonderwysers, en die orgelis en die musiek, almal regtig dankie. En wat staan hier as 'n gemeente
elke lidmaat ernstig neem en almal ewe belangrik is? Wat gebeur as 'n gemeente 'n oog daarvoor het dat God op sy eie tyd en sy eie manier beweeg, en as hier ewe skielike geleentheid kom, sy dit om Bybels te verkoop, of sy dit om geld te gaan maak, of sy dit om wat ook al te gedoen, wat gebeur daarby as dit gebeur en mense skakel daarby in, as elke lidmaat verstaan, dat hy 'n unieke rol het om te vervul. En vir nie moet asseblief nie dink, ag maar hulle het my nog nooit gevra nie. Asseblief moet dit nie doen nie. Ek het laas Sondag gesê dat 'n Christen is nie iemand wat goed doen nie. 'n Christen is iemand wat geleenthede skep om goed te doen. Here sal onthou. Jy het nie net lief nie. Daai ding van die Sondag aand oor my geestelike gym uit Petrus uit. Jy skep geleenthede. So as jy dink en daar's nou 'n mooi geleentheid daar by die deur ook, gaan skryf jou naam daarop. Dis nie onbelangrik om net vir 'n uur te gaan staan en boereworsrol of wat ook al te verkoop. Wat gebeur as dit gebeur? As hy ou begin verstaan, ek het 'n unieke rol, al het hy nog nooit ingeskakel. Kom ons kyk wat in Jerusalem gebeur het. Die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. En dit is vir my regtig 'n voordeel om aan so 'n gemeente te kan behoort hier by ons. En my gebed is dat dit al hoe meer hier by ons geopenbaar sal word. Nou ek weet nou nie hoeveel nuwe lidmate nie. Ons sien onsself altyd baie maklik as ons is 'n baie vriendelike spul, nee. Miskien moet ek sommer vir Tannie Yvonne privaat vra. Hoe toe Tannie nou hier aangekom het van die verre af, het Tannie daarom welkom gevoel. Ek hoop so. Want sy is daarom hier in by die susters Bybelstudie. Nou wat die susters nie weet nie, ek het maar gevra, gaan kyk net bietjie wat daar aangaan. Gooi net 'n oogie as 'n nuwe persoon wat daar aangekom het, dat ek net hoor, praat hulle nonsens of is hulle nee. Maar dit is hoe dit moet wees. En ek beleef 'n groot deel daarvan. En dit gaan nie net oor die ouens wat die gitaarsnaar dit speel nie. Dit gaan ook oor ander ouens wat regtig hard werk en betrokke is. Baie, baie dankie daarvoor. En die wonderlike ding is, dit word maar uiteindelik, as jy so ingeskakel is, selfs al is dit nou maar net Gerard, ek dink jy vra baie jou broer Dennis, wat 'n bankbestuurder was, se raad ook al. Is dit net om daai raad te gee? Ergens word dit deel van 'n wonderlike, fantastiese, hemelse aftreepakket, wat ongelooflik heerlik gaan wees. En wat 'n voorreg om daaraan te kan behoort. Baie dankie vir elkeen wat baie, baie hard werk. En die Here seën elkeen van julle. En mag die Here ons gemeente ook regtig seën. Amen. Onse Vader, dankie dat ons hier kan behoort. En dankie dat ons elkeen 'n plekkie het. Al is dit nou maar net om in 'n sonndagskoolkamer te gaan sit en te luister na wat die oom of die tannie vir ons vertel, sodat ons kan groei in ons geloof. En of dit is om hard te werk by 'n bazaar, en of dit is om 'n bazaar te organiseer, of om maar net 'n botteltjie gemmerbier te kom koop wat iemand gemaak het vir 'n woekerpoging. Ons dankie vir die geleentheid wat elkeen van ons het. En ons bid dat Wessie ons na gelang van die voorbeeld en handelinge, liewe Here, regtig 'n liggaam sal wees van Christus wat asemhaal en lewe. En maak ons sensitief om ook hulle wat in ons en dalk in hulle eie oë onbelangrik is, raak te sien. Soos hierdie ou klompie Griekse tannies raak gesien is en daar aan hulle behoeftes voldoen is. Ag Here, help ons om ook so gemeente te wees. En ons bid dat U elke poging om die evangelie te kan verkondig, dat U elke so poging sal seën. Ons dink aan hulle, Here, wat in die hospitaal is, wat siek is, met wie dit nie lekker gaan nie. Ons bid dat hulle ook deur ons U deernis en U liefde sal aanvoel. In die naam van ons Here Jesus. Amen.